bestuursraad van die gemeente sê baie dankie. Dankie vir die uitnodiging om hier te wees. Ek ag my bevoorreg, maar ek weet ook dat dit 'n gelaaide verantwoordelikheid het. So 'n voorreg met 'n verantwoordelikheid. Ek bring vir jou groete daar van my geeshuis af. Nieuw Doxa, baie dankie vir julle gebed vir ons. So ons liefde, groete en beste wense vir ons boetas en sissas in hierdie gemeente. Ek wil vir jou sê, geliefde, in Witbank het ons nie meer kerke nodig nie. Ons het meer disippels van Jesus nodig. In Witbank het ons nie nodig dat kerke op mekaar skiet nie, of mekaar kritiseer, of in mekaar se visies, se damme gaan visies vang nie. Ons het nodig dat ons Jesus volg en dien. En daarom weet ek, groete van ons geeshuis na hierdie geeshuis. Ek is met my hele hart oortuig dat die gees van die Here hier teenwoordig is. Amen. Amen. Weet u dit? Beleef u dit? Voel jy dit? Geliefdes, want as die gees van die Here nie hier was nie, was hierdie vanmôre net 'n byeenkoms van mense. As die gees van die Here nie hier was nie, dan is die Bybel doodeenvoudig swart letters op wit papier. As die gees van die Here nie hier is nie, dan is 'n preek net 'n mooi praatjie. As die gees van die Here nie hier is nie, dan was ons lofsang eintlik maar net mooi klanke en ons gebed 'n wens. Maar die gees van die Here is hier. Dit kan ek met my hele hart sê, dit het ons ook gesing. Daarom, welkom, dankie dat jy wel gekies het om te kom. Geliefde, my tema vanmôre is die kruis en kook. Die kruis en kook, wat ons gaan bring om te bid, dat ons stad se hart vinniger gaan klop. Die kruis en kook, wat ons gaan help bid, dat ons hart, die stad se hart, weer vinniger gaan klop. Het jy geweet dat Coca-Cola, soos Coke, soos ek en jy dit ken, in 1886 in Atlanta gemaak is, deur 'n apteker wat 'n mengsel gemaak het, 'n medisinale stroop. En hy gooi toe half per ongeluk in daai stroop koolsuurwater en toe begin dit borrel. Die eerste glas Coke is verkoop in 'n apteek en is bemark om te sê dat dit het waarde om moegheid en pyn te verlig. Die bestanddele van Coke is seker een van die best bewaarde geheime op die aarde. En in 1920, na die Eerste Wêreldoorlog, toe die Coke-maatskappy besluit ons wil ons voetspoor vergroot. En hulle het 'n ideaal verwoord om te sê, binne die volgende 100 jaar, wil ons dat elke mens op die aarde so bruiskola in hulle hand het om te geniet. In 100 jaar se tyd moet elke mens op die aarde 'n Coke hê om te geniet. En geliefdes, vandag, 140 jaar daarna, word Coca-Cola verkoop en bemark in 250 lande in die wêreld. En die statistiek sê dat 94% van al die mense wat vandag op die aarde leef, ken die handelsmerk van Coca-Cola. Hulle ken die naam Coke. Dit het hulle slegs 140 jaar gevat om 94% van die aarde se bewoners aan die handelsmerk van Coke bekend te stel. En ek het gewonder, hoe vaar die handelsmerk van die kerk? Want is die kruis nie die handelsmerk van die kerk nie? Hoe vaar die handelsmerk van die kerk 2026 jaar na Jesus? Hoe vaar die handelsmerk van die kerk as ek en jy dit vergelyk met die handelsmerk van Coke?
Ek lees dat hulle sê dat 3,4 biljoen mense vandag nog nooit van Jesus gehoor het nie. In die sending wetenskap praat hulle van die onbereikte lande. 3,4 biljoen mense het nog steeds nie van Jesus gehoor nie en ons is al 2000 jaar daarmee besig. Ek lees hulle sê 86% van moslems ken nie 'n Christen nie. Ken nie een Christen nie. En daarom, geliefde, vanmôre wil ek en jy bietjie kyk na die kruis versus Coke. En ek wil vir jou sê, in waarde is hulle totaal nie vergelykbaar. Maar die eweredigheid van die handelsmerk is heeltemal skeef getrek. Want vandag, elke dag, sterf daar 62.500 mense sonder Jesus. Maar daar word 1,9 biljoen blikkies of botteltjies Coke verkoop. En kan ek met jou maar so eerlik wees soos wat ek is? Hierdie feitelikheid het my die afgelope week in my kop en in my hart besig gehou. Ek kon nie verstaan. Hoe is dit dat ons kruischristene so sokvaar in vergelyking met Coke nie? En ek het vanmôre vir jou 'n deeltjie van die antwoord. Ek dink daar's baie antwoorde. Maar 'n deeltjie van die antwoord het ek gekry in Handelinge hoofstuk 4. En ek gaan dit vanmôre met jou deel. Die antwoord, hoekom vaar die kruis nie so goed soos Coke nie? Geliefdes, Handelinge is Lukas se vervolg op die evangelie wat hy geskryf het met sy eie naam. Ek weet dis die boek wat julle in julle kerk bestudeer en by dienste oorpreek. Handelinge. Die boek geskryf deur Lukas in opvolg van die evangelie van Lukas, waarin hy geskryf het oor die lewe en werk van Jesus. Maar nou is Jesus in die hemel en hy skryf oor die voortgaande werk van Jesus deur die Heilige Gees. Lukas het 24 hoofstukke en Handelinge het 28. In totaal is dit 52 hoofstukke. En geliefde, daai 52 hoofstukke geskryf deur Lukas is 'n kwart van die Nuwe Testament. En as ek dood eenvoudig dink aan die spasie wat dit opvat in die Nuwe Testament, dan dink ek dit moet gewigtige inhoud hê. Die gewig van die inhoud van Lukas en Handelinge is swaar en groot, dis 'n kwart van die Nuwe Testament. Dan kom Lukas en dan begin hy Handelinge en hy begin met die verhaal van Jesus wat opgevaar het na die hemel. Want sy taak op aarde is voltooi. En Jesus vaar op na die hemel en sy disippels staan en kyk hoe Jesus in die wolk weggeneem word na die hemel. Daar waar hy voortaan gaan regeer. En die disippels draai om, wetende dat Jesus uit die hemel regeer en hulle stap Jerusalem in binne met die taak en die opdrag, wetende waar Jesus is. En dat hulle krag van hom sal kom. En daarom noem Lukas die boek, die dade, die optrede, die handelinge van hulle wat nie bly staar het na Jesus wat hemelwaarts is nie. Die handelinge, die optrede van hulle wat omgedraai. Wetende Jesus regeer in die hemel en gaan doen het wat Jesus hulle gevra het vanuit die nuwe posisie wat hy hulle gegee het. En die kerk is gestig. Die kerk is geplant. Die kerk is neergesit en die kerk het gegroei van 34 na Christus in Jerusalem tot 2026 na Christus in Basileia in Witbank. Handelinge. Die boek van Handelinge is die dekor van die kerk van alle tye. Die boek van Handelinge is die beskrywing van die Gees in aksie, in gelowiges, in alle gelowiges oor alle tye. Daarom
Daarom sê ek, dis 'n gewigtige boek in die Nuwe Testament. Dis 'n swaar boek vir my en jou, wat in die Nuwe Testamentiese bedeling lewe. Handelinge. En die teks in Handelinge, wat die belofte bevat, is aan Handelinge 1 vers 8. En as jy jou Bybel hier het, wil ek jou vra om daar oop te maak en oop te hou. Ons gaan so 'n bietjie deur Handelinge blaai en lees. Handelinge hoofstuk 1 vers 8. Dis die teks waarop Handelinge rus. Dis die teks waarop die kerk kan staan. Geliefde, Handelinge 1 vers 8, jy sal dit ken. Jesus praat. Dis belangrik om dit te weet. Want dikwels is dit nie wat iemand sê nie, maar wie dit sê, wat die gewig dra. Dis Jesus aan die woord. Jesus sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel in die hele Judea, en in Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Jesus sê, julle sal, wat net die woordjie sal, dis nie asof miskien of moontlik, sal. Julle sal, wat sal julle kry? Julle sal krag ontvang. Wanneer gaan julle krag kry? As die Heilige Gees oor julle kom. Hoor julle dat dit 'n gevolg is van die vervulling met die Gees? Die vervulling met die Heilige Gees, sê Jesus, gaan vir julle krag gee. Julle sal my getuies wees. Vervulling met die Heilige Gees, geliefdes, het baie klede, het baie prentjies, het baie uitvloeisels, maar een daarvan is dat jy kry krag. Om wat te doen? Om Jesus se getuie te wees. Waar? Hier, en daar, tot in die uithoeke van die wêreld. En hierdie belofte van Jesus het spoedig in vervulling gekom. Laai om, Handelinge 2. Kort nadat Jesus dit gesê het, is dit Pinksterfees in Jerusalem. En die godsdienstige Jode is uit alle hoeke van die wêreld teenwoordig. Van Egipte en Arabië en Rome, gaan lees daar, hulle is almal daar. En God die Vader stort sy Gees oor die gehoor uit. En dit manifesteer in mense wat in vreemde tale praat. Petrus en Johannes was ook daar. Hulle is ook vervul deur die Heilige Gees. En hulle besef toe hierdie mense verstaan glad nie wat hier aangaan. Petrus sê, ek het 'n gehoor van oor die wêreld. En ek kan hierdie geleentheid laat verbygaan. Ek lees vir jou hoofstuk 2, vers 14. Petrus is aan die woord, hy sê, Jode, en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat hier gebeur. Luister na my, hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie. Dis nou maar 9 uur in die môre. Ons sou sê, die vliegtuig is nog nie oor nie. Dis nog vroeg, boetas. Nee, hier gebeur wat God deur sy profeet Joël voorspel het en gesê het. En dan sê hy vir hulle, wat het hy gesê? God het gesê, ek sal my Gees uitstort. En dis wat hier sien en gebeur. Vers 21, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Dit sê Joël, jare gelede. Maar nou nie ontstel en verbaas wees nie, dit is wat nou waar word. Dis wat ek en jy nou beleef, sê Petrus. Vers 22, en hy raak baie ernstig met die Israeliete. Hy sê, Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel, deur die kragtige dade, die wonders en die tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. Nou sê Petrus vir hulle, ouens, julle was mos daar. Julle was daar en het gesien en beleef en miskien het julle ontvang wat Jesus gedoen het. Julle ken ons vir Jesus. Miskien was julle die ouens wat gehoor het van
was daar om die wonders en tekens te sien wat Jesus gedoen het. Lees verder, vers 23. God het besluit en dit vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer. En julle het hom deur die heidene aan die kruis laat spyker en hom laat doodmaak. So. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Petrus praat reg met die Jode. Julle weet wie Jesus is. Julle was daar, julle het hom geken, maar julle het hom gekruisig en God het hom opgewek. Vers 32, God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan en daarvan is ons almal ook getuies. Hy vat dit so 'n bietjie verder. Hulle sê, julle het hom nie net geken en gesien, julle het hom nie net laat doodmaak nie. Julle weet dat hy gesterf het, maar julle is ook getuies dat God hom opgewek het. Julle ken die hele storie, Jode. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Geliefde kind van Jesus, hoor jy die full circle hier? Jesus het gekom. Hy het groot geraak. Hy het 'n bediening gehad. Hy het gesterf. Hy is opgewek. Hy het opgevaar. En nou? Nou, manne, vroue, dit waar julle nou is, die plek waar julle nou is wat waar geword het wat Jesus gesê het. Hy het gesê, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Dan julle Johannes 14. Dis vir jou goed dat ek weggaan. Die disippels verstaan daar niks van. Hoe kan dit goed wees dat Jesus weggaan? Jesus sê, vir is vir julle goed dat ek weggaan, want as ek by my Vader kom, gaan ek hom vra om die Heilige Gees te stuur en by julle te bly. En hier sê Petrus en Johannes, dit is wat nou gebeur. Dit is wat julle nou sien en hoor. Verstaan julle dit nou? Vers 36, die hele Israel moet nou weet, was en seker weet, God het Jesus wat julle gekruisig het, en hy sê dit weer, wat julle laat kruisig het God uit die dood laat opstaan. Ek kan my voorstel dat daar nou so verpletterende gevoel van skuld oor hulle neergesak het. En hulle roep uit en het staan ook daar, wat moet ons doen om gered te word? En Petrus sê, bekeer julle, laat julle doop, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Geliefde, en by daai diens kom 3000 mense tot bekering. En die kerk is gebore en geplant, en die eerste lidmaatregister het 3000 mense. En daai 3000, sê die woord, het by Petrus en Johannes gebly en van hulle geleer en gedrink wat hulle gesê het. Hulle het die byeenkomste gehuldig, hulle was daar, hulle het saam met hulle geëet. Hulle was eensgesind. Hulle was met diep ontzag, is dit nie die mooiste woord nie, ontzag vervul. Hulle het by Jesus gebly. En die woord sê dat elke dag het die Here mense by die 3000 gevoer. Dis nou julle preekreeks al vir 'n paar weke, is ek reg, Marius? Ons is op pad, jy moet moed hou. Ek kom nou verby vandag se preek. Ons kry net goed die konteks. Waarheen is ons op pad? En toe kom ons in Handelinge 3. Handelinge 3, dis laat aand. En Petrus en Johannes is op pad na die tempel toe om die aandoffer te gaan bring. En hulle kom deur die mooi poort en op die paadjie afgestap na die tempel toe, en in die paadjie op die kant lê daar 'n man wat kreupel is. Kreupelman sonder naam. Hulle gee hom nie 'n naam nie. Hulle vertel van sy toestand. Kreupelman sonder naam is 40 jaar al kreupel. En elke dag bring iemand hom hierdie tyd daar na die poort toe, sodat
offers gaan bring, bietjie op hulle gevoel kan speel en iets kan vra. 'n geldjie of kos. En hierdie man sonder naam, kreupelman sonder naam, sien ook vir Johannes en Petrus aangestap kom. En vra ook vir Petrus en Johannes iets. Ek lei af dat hy kop onderste bo gesit het. Want die woord sê, Petrus staan voor hom en sê, kyk op. Soos of hy sy hand onder sy ken sit en sê, kyk op. Kyk op. En oë vang oë vas. En hy sê, weet jy, geld het ek nie. Want dis wat jy vir my vra. Maar wat ek het, gee ek jou. In die naam van Jesus van Nasaret, staan op. En hy vat die man met sy regterhand aan sy regterhand en hy rig hom op. En vir die eerste keer in 40 jaar, beloved, staan hierdie man op sy voete. Wauw, julle het baie blyer lyk as wat julle nou. Wauw, dink 'n bietjie 40 jaar gelede. Iemand wat vir 40 jaar nie kon loop nie, wat kreupel was, wat aangedraas, wat gehelp was, staan die eerste keer op sy voete. En presies gebeur wat ek gedink het, hy begin rondspring en hardloop. Ek lees vir hoofstuk 3, vers 8. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy geloop en gespring en God geprys het. Sou jy ook? Oh yes. Oh yes, as jy nie kon loop nie, en jy vra vir brood en jy kry die vermoë om te kan loop, sal ons spring en hardloop. Hierdie man bly by Jesus. Ek bly by Petrus. Al die mense het gesien dat hy loop. Hulle het God geprys, maar toe hulle besef dat dit hy is wat voor die tempel die mooipoort gesit en bedel het, was hulle baie verbaas en verwonder oor wat met hom gebeur het. Wow! Wat? Loop hy? Ja, hy loop. Hy bly by Petrus en Johannes. Petrus en Johannes is mos op pad tempel toe en hy's ook daar saam met hulle. En die crowd en die skare mense wat sê, maar hoe is dit moontlik? En hier kom Petrus weer en hy besef, maar ek het weer gehoor. Ek het weer geleentheid om oor Jesus te praat. En hy laat geen geleentheid verbygaan nie. Ek lees vir jou hoofstuk 3, vers 12. Hy sê, Israeliete. Hallo, Israeliete. Hoekom is julle hieroor verbaas? Wat staar julle so na ons, asof ons dit deur ons eie krag en vroomheid gedoen het? Nee, ouens, dis Jesus. Vers 14, hy was heilig en opreg, maar julle het hom verwerp en gevra dat daar vir julle moordenaar begenadig moet word. Die derde keer sê hy dit vir hulle. Maar die geloof in sy naam het hy die bene van hierdie man, maar deur die geloof in sy naam het hy die bene van hierdie man, wat julle sien en ken, sterk gemaak. Deur die geloof in sy naam, in Jesus se naam. Nou weet ek, broers, dat julle net soos julle leiers in onkunde gehandel het. En dit moes hulle nie gesê het. Want die kerkleiers is ook daar. Dis mos in die kerk. Die kerkraad, die Sadduseërs, Fariseërs, luister wat sê Petrus vir hierdie mense. En Petrus sê, ek verstaan ouens. Julle het dit gedoen, julle is mislei. In onkunde is julle mislei deur julle leiers. En hierdie manne kon dit nie meer vat nie, hoofstuk 4 sê, en hulle roep die tempelpolisie, en hulle storm op Petrus en Johannes af en neem hulle gevange. Maar dit was mos nou in die middag, nie? En onthou, hulle was vir die aandoffer. En hulle kon hulle nie verhoor nie, hulle sit hulle toe in die tronk. Maar terwyl Petrus en Johannes in die tronk is, hoor hulle die goeie nuus, dat nog mense tot bekering gekom, ons is nou 5000. Wauw, ons is nou 5000. Die volgende môre roep hulle. En laat hulle voor hierdie Sanhedrin, hedendaagse synode, al die leiers van die kerke, verskyn. En hulle het net een vraag.
En die vraag is, deur wie se krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Dis al wat hulle tikel. How did you do this? En Petrus en Johannes vol van die Heilige Gees. Ek hou van hierdie teks 4 vers 8. Petrus en Johannes vol van die Heilige Gees. Hulle sê, raadslede van die volk, familiehoofde. Dit is goeie manier, nee. Edelachtbaar. Meneer die voorsitter. My lady. Die sprekersmanier is goed. Raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond geword het. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is dat hy gesond geword het. Die Jesus wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dood het laat opstaan. Derde keer. Die Jesus wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dood het laat opstaan. Dis in sy naam en deur sy krag en deur sy vermoë dat hierdie man loop na 40 jaar. En die synode manne is stom geslaan. Hulle is verbaas, sê die woord. Want hulle ken vir Petrus en Johannes. Hulle is ongeleerd. Hulle is eenvoudige vissermanne. Hoe kry hulle dit reg? Al wat hulle van hulle weet is hulle was by Jesus. Ongeleerd. Eenvoudig, maar hulle was volgelinge van Jesus. Die woord van die Here beskryf dit so, en ek kan my dit voorstel. Nou sit hierdie synodemanne daar aan die voorste stoele. Hier staan Petrus en Johannes en hier staan die man wat gesond geword het. Petrus en Johannes, eenvoudige, ongeleerde mense, maar gevul met die Heilige Gees, want hulle was by Jesus. En hier is man sonder naam, en die onbetwisbare bewys is dat hy na 40 jaar op sy voete is. Ek stel my voor, daai manne kyk vir hulle, en vir hom, en vir hulle, en vir hom. Het is 'n onbetwisbare bewys dat iets bonatuurlik gebeur. Hoe is dit moontlik? Die woord sê dat die Sanhedrin, die synodemanne het gesê, nou weet ons nie man, gaan julle twee gou gee uit. Is regtig wat gebeur het, ek al gelees. Hulle stuur hulle uit en toe kokes hulle. Wat gaan ons met Petrus en Johannes doen? Okay, toe kom hulle tot konsensus, ons weet wat om te doen. Gaan roep hulle, sê hulle moet inkom. Hier kom Petrus en Johannes in. Die man sonder naam staan nog steeds daar. En die synode kon net een ding doen, want die onbetwisbare bewys van die naam en krag van Jesus Christus kon hulle nie ontken nie. Hulle het immers daai man geken. Hulle het vir 40 jaar hom geken. Hulle het geweet wie sy ma en pa. Hulle het geweet waar hy bly. Hulle het geweet wie sy boetas en sissas is. Hulle het geweet hy is vir 40 jaar krepeel. En hy staan hy op sy voete, huppelend, hardlopend vir 24 uur al. En al wat hulle kon doen met Petrus en Johannes, wat sê, dit is deur die krag van Jesus. Sê die synode, ons verbied julle om oor Jesus te praat. Van nou af. Van nou af kan julle oor enigiets anders praat. Julle mag net nie oor Jesus praat. You get it? Hoor julle dit? Ek weet nie of ek julle dit gesê het. En hoe meer aggressief en strenger hulle geword het nie, maar ek wil vir jou sê, as die gees van die Here in jou hart is, kom Petrus toe met 'n briljante antwoord. Onthou julle sy antwoord. Vers 6, net ook vers 19.
Nou sê hierdie manne, julle praat nie oor Jesus nie. Het jy gehoor, Ferdi? Jy praat nie oor Jesus. Nie? Jy praat oor enigiets, jy praat net nie oor Jesus. You get it? Iets daarvan. En hierdie manne gee 'n briljante antwoord. Julle, edelagbare skrifgeleerdes, julle moet maar self besluit wat voor God reg is. Maar om aan julle meer gehoorsaam te wees as aan God. Maar, wat ons betref, dis onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het. Dink jy nie, dis 'n briljante antwoord in daai omstandigheid? Ongeleerde, eenvoudige vissermanne wat by Jesus was, gevul met die Here Heilige Gees, gee 'n briljante antwoord. Edelagbare, jy moet maar self besluit of dit reg is om aan u meer gehoorsaam te wees as aan God. Maar vir my is dit onmoontlik om nie te praat oor wat ek gesien en gehoor en beleef het. Ek dink hulle het so vir mekaar gekyk en gedink, wat nou? En die beste wat hulle kon doen, is hulle dreig hulle toe weer en hulle stuur hulle uit. Ons herhaal, julle praat nie oor Jesus nie. Vat julle lappe en waai. En let gewaai. Geliefde, en wat toe? Julle kan vir ons die skrifgedeelte opsit. Toe kom ons in Handelinge hoofstuk 4. Nadat hulle dit nou alles beleef het. Hoofstuk 4 vers 23 sê, nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na hulle medegelowiges toegegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê, Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. En U het deur die Heilige Gees by monde van 'n voorvader Dawid, U dienaar, gesê, waarom het hy die nasies te kere gegaan en die volke sinlose planne beraam? Die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy gesalfde. In hulle gebed sê hulle, dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met die heidene nasies en die volk Israel saamgespan teen U heilige dienaar, Jesus, wat deur U gesalf is en deur hulle het alles gedoen wat U vooruit beskik en besluit. Vers 29, en nou Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat U dienaars met volle vrymoedigheid U woord sal verkondig. Laat U hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van die heilige dienaar, Jesus. Aandag, vers 31. Joehoe, nadat hulle gebid het die plek waar hulle bymekaar was geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Na hierdie hele verhoor van die synode, na die dreigement van die manne wat aggressief is, wat so ernstig is dat die are in hulle nek so swel, wat oor en oor hulle dreig en sê, julle praat nie oor Jesus nie, is hulle vrygelaat en gaan hulle na hulle medegelowiges en hulle vertel. En ek gaan nie herhaal nie, jy ken nou die storie. Hulle vertel vir hulle wat gebeur het. Ek dink nogal die medegelowiges was daar tot hulle in die tempel was. Toe was hulle mos nog geskare. Maar hulle weet nie wat gebeur het vandat hulle gevange geneem is nie. En dit is miskien wat Petrus en Johannes hulle vertel het. Met die klem op dit. Die enigste vraag is, deur watter krag het julle hierdie man gesond gemaak? Dis al.
Johannes vol van die Heilige Gees sê, ouens, dit is deur die krag van Jesus. Die Jesus wat julle gekruisig het. Die Jesus wat God die Vader opgewek het. Hulle is verbaas. Hulle is verbaas. En nadat hulle mense vertel het, geliefde, doen hulle dit. En dis vir my die kosbaarste. En ek is nie so seker. Ek is nie so seker. Elmas het vir ons weer die teks opsal. En ek is nie so seker dat ek dit sou doen. En ons moet nou nie te geestelik hieroor wees. Hier het regtig erg op die aardbodem gebeur. Beloved, sou jy na dit alles by jou bidgroepie opgedaag het, net vir hulle die hooftrekke vertel het wat die afgelope 24 uur met jou gebeur het, en dan gebid het. Sou jy? In my persoonlikheid, wil ek vir jou sê, ek sou nie. Ek sou 'n paar strepe wil trek. Maar hierdie twee manne kom by hulle geesfamilie en hulle bid. Hulle bid. En ek vir jou sê, dis 'n drievoudige gebed. Hulle bid nie en sê, Here, beskerm ons. Here, bewaar ons van hierdie mense. Here, sort asseblief daai manne uit. Here, stuur ek hulle of kom jy hulle haal? Dis glad nie wat hulle bid. Die drievoudige gebed, geliefde, en ek wil jou sê, as ons as kinders van die Here iets vanmôre hier kan leer, is dit om ons gebede bietjie te hersien. Want die eerste gebed, vers 24, verklaar hulle God se godheid, sy heerskappy, sy geniale skepingsvermoë, en hulle sê, Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles gemaak het. Hulle buig voor God, maar hulle lig hulle koppe na God toe, want die oomblik as ek opkyk van my eie omstandighede, dan skep daar geloof in my hart. Here, ek is hier. Maar U is die geniale skepper God. Dis waarby hulle gebed begin. Tweedens verklaar hulle God se heerskappy. En die gedeelte wat hulle aanhaal, kom uit Psalm 2. Jy kan dit gaan lees, woord vir woord, presies dit wat Dawid gesê het. Mense span saam teen die planne van God. En is presies wat gebeur het. Hulle het nogal in hulle gebed gesê, Here, dit het gebeur met Herodes, en gebeur toe Pontius Pilatus teen U seun saamgespan het. Here, is die een wat besluit, en is die een wat laat gebeur. Here, is die een wat besluit, en die een wat laat gebeur. Is die soewereine God. Is die uitvoering van U eie besluit. U karakter is voortreffelik, foutloos. U is absoluut regverdig, onbevatlik. U besluit, U laat gebeur. So die eerste ding is, hulle verklaar God se skepingsvermoë. Die tweede ding verklaar God se soewereine mag en krag. Niks van Here gee ons vrede. Here, pas ons asseblief op. Here, sort hulle uit. Die derde, ek het byna klaar. Die derde, deel hulle miskien iets van die onstuimigheid in 'n eie hart. Geliefdes, ons moet onthou dat die manne voor wie hulle verskyn het, dieselfde manne is wat Jesus gekruisig het. Moenie dit vergeet. Dis dieselfde manne wat Jesus gekruisig het. So hier staan Petrus en Johannes en hulle staan by Jesus. Dis die krag van Jesus. Take it or leave it. Maar in hulle harte weet hulle, as ons hiermee aanhou, kan hulle
verklaar dat hulle dienaars van God is. Here, hulle dreig ons. Here, U is die geniale skepper God, U is die uitvoerende mag van U self. Here, ons is U dienaars, en hulle bid en hulle vra net dit. En dit is vir my so mooi. Gee dat U dienaars, wie is dit? Met volle vrymoedigheid U woord sal verkondig. Dis wat hulle bid. Nie, Here, ruim hulle uit die weg. Nee, Here. Die teestand wat ons kry, infiltreer ons vrymoedigheid. Is dit nie vir jou ook waar? Het is maklik om oor Jesus te praat, as almal oor Jesus praat. Maar sodra daar 'n bietjie teestand kom, dan raak dit ons my vrymoedigheid. En wat bid hierdie manne? Here, ons is U dienaars. Gee dat ons met, hoor mooi, volle vrymoedigheid. Nie bietjie nie, nie 'n halwe tank nie, nie 99,9% vrymoedigheid nie, volle vrymoedigheid. Wat sal doen? Moet U getuig. En verder, volgende teks. En nou, Here, laat U handgenesing bring, dat daar tekens en wonders plaasvind in die naam van U heilige dienaar, Jesus. Ons is die dienaars. Ons is die dienaars. Sal U asseblief vir ons volle vrymoedigheid gee om oor U te praat. En help ons, Here, om spasies te skep waarin U genesing kan bring, wonders kan doen en tekens kan doen, dit wat net U kan doen. Beloved, what a prayer. Wat 'n gebed na alles wat hulle beleef het. Here, U is die geniale skepper God. U is die uitvoerder van U eie wil. Ek is U dienaar. Sal U asseblief my met volle vrymoedigheid vul om oor U te praat. Sal U vir my help om spasies te skep. Koffieafsprake, eetafsprake, kuiergeleenthede, spasies met mense te skep, sodat U wonders kan doen, genesing kan bring en tekens kan doen wat net U kan. Drievoudige gebed. En die Here God, wat God is, antwoord vir hulle. Wat gebeur in vers 31? Hulle het nou net dit saam gebid, en die Here God antwoord, en wat doen hy? Hy ruk dit. Wow. Is jy opgewonde daaroor? Come on, smile a bit, man. Dis dieselfde Here God, wat dit laat gebeur het, wat my en jou God vandag is. En die Here God antwoord, en ruk die huis. En wat gebeur? Hulle is almal met die Heilige Gees vervul, en met vrymoedigheid. Wat het hulle gevra? Liefde, ons moet nie hierdie vervulling met die Heilige Gees so moeilik maak. Ons moet nie dat dit skeiding bring nie. Dit het baie tekens en vorms, maar ek wil vir jou sê, 2 daarvan is julle sal krag ontvang en julle sal vrymoedig oor Jesus praat. Dis wat hier gebeur. En ek wil vir jou sê, ek en jy wat in Witbank bly, dis wat Witbank nodig het. Geesvervulde kinders van die Here wat met vrymoedigheid oor Jesus praat en spasie skep waarin Jesus kan werk. Dit skeur my hart. Ek gaan jou so eerlik wees as wat ek is. Dit skeur my hart dat ons week vir week, maand vir maand, jaar vir jaar in kerkbanke sit en ons kom niks van die preek hoor nie. Ons kom niks van die preek hoor. Ons verander niks. Ons gehoorsaam Jesus nie. Ons volg hom nie. Ons kom niks van die preek hoor. Die vraag in my hart, en dis eerste vir myself, is Gerrie,
Jesus sterf, dat hy hel toe gaan. Glo jy dit nog? Beloved, glo jy nog? As iemand sonder Jesus sterf, dat hy hel toe gaan. Glo jy dat jou swaar, wat nie by Jesus is nie, as hy nou sterf, gaan hy pylriguit hel toe? Glo jy dit? As jou suster wat nie by Jesus is nie, wat kies om nie by Jesus te wees nie, nou sterf, glo jy dat sy haar oom oopmaak in die hel? Glo jy dit? En jou kind, en jou skoonkind, en jou kollega, en my buurman, wat nie die Here dien. Dit het die Here vir my vanmôre 4 uur gevra. Gerrie, glo jy dat as Brian vandag sterf, dat Brian in die hel is? Glo ons dit nog? Kan ons buig voor Jesus en sê, Here, ons wil bid soos Petrus en Paulus wat sê, Here, gee ons volle vrymoedigheid dat ek na Brian toe sal gaan en oor Jesus gaan praat. Nie oor Gerrie nie, oor Jesus. Gee ons volle vrymoedigheid om met witbank oor Jesus te praat. Gee ons volle vrymoedigheid om geleenthede te skep, intentioneel, sodat Jesus kan doen wat net Jesus kan doen. Mense kan roep en red en oortuig van sonde. Net hy kan dit doen. Maar hy kan die spasie skep. Disipelskap is 'n ambt, maar dit maak die kerk dood. Disipelskap met 'n K is 'n ambt, maar dit maak die kerk dood. Geliefde, ons moet doen wat hierdie gemeente voorstaan. Ons moet disipelstappers wees. Julle tema is ons spoortrappers, is ek reg? Spoortrappers. Spoortrappers in die gepaste hakke van Jesus, agter Jesus aanloop. Waar hy trap ek, waar hy stop ek. En die tweede ding wat in die hele tema staan, is geesvervuld. Geesvervuld. Niks is gevul as dit halfvol is nie. Geesvervuld. Net volle vrymoedigheid. Volle vrymoedigheid. Miskien, liewe Basileia, liewe Neodoxa, waar ek lidmaat van is. Miskien moet ons gebede gaan hersien. Miskien moet ons gebede gaan hersien. Miskien moet ons leer by Petrus en by Paulus. By Petrus en Johannes, ekskuus. Here, U is die geniale skepper God. Dit skep geloof in my hart. U is die een wat besluit en doen. U is die uitvoerende beampte van die eie planne. Here, dit skep geloof in my hart. Here, ek is U dienaar. Sal U asseblief my vul met volle vrymoedigheid om oor U te praat. En spasies te skep waarin U kan werk. Net miskien gaan die verhouding tussen Coke en die kruis bietjie anders lyk in Witbank. Bietjie anders lyk in Witbank. Want ek wil jou sê, dit voel vir my asof Coke beter vaar as die kruis. Maar die uitdaging vanmôre is, sal ek en jy aanteken om dit te gaan doen. En miskien het Casting Crowns hierdie raak gevat in 'n lied. Het elkeen so kaartjie? En ons sluit af daarmee. Miskien het Casting Crowns hierdie roep tot aksie, tot gehoorsaamheid, by mekaar gevat in 'n lied, Start Right Here. Ek lees vir jou, dit sê, jy dit voor jou ook. We want our coffee in the lobby. We watch our worship on a screen. We got a rock star preacher who won't wake us from our dreams. We want our blessings in our pockets. We keep our missions overseas, but for the hurting in our cities, would we even cross
the street. For the hurting in Witbank, beloved, would you cross the street? We want to see the heart set free. We want to see the tyrants kneel before Jesus. We want to see the walls fall down and our land be healed. But Basileia Church, Gerry, sit jou naam daarin. If you want to see a change in the world out there, it's going to start right here, and it's going to start right now. If we want to see a change in Witbank, change in your street, 'n verandering in jou werksomgewing, 'n verandering in jou familie, as jy 'n verandering wil sien, it's going to start right here, and it's going to start right now. Net hier so 'n kaartjie en hier is 'n plekkie onder waar jy 'n onderneming kan teken. Voel dit voor jou. It's going to start right here. Right here. It's going to start right now. 2 minute voor 10. Op die 15de Maart 2026. Lord, it's going to start right here. Lord, it's going to start right now. As jy 'n pen of 'n potlood het en jy is bereid om hierdie onderneming te teken, doen dit nou. Doen dit nou, vul dit nou in. Maar as jy nie wil nie, moet nie asseblief, want die Here gaan vir jou tot verantwoording. As jy onseker is, sit dit in by Handelinge 4. Bid daaroor. Beloved, ons het nie meer Christene nodig nie, ons het beter Christene nodig. Ons het disipelstappers nodig, spoortrappers, wat sê, Lord, start with me. Start right here. Start right now. Skryf jou naam in, geteken te Basileia, op Witbank, op die 15de dag van Maart 2026 om 10:00. Geteken, GP Jordan. Wil vir jou sê, dan gaan Coke en die kruis nader aan mekaar. En ek het die Here vanmôre beloof, Here, en ek is baie lief vir Coke. Ek gaan hierdie Coke nie drink, voor ek nie met Brian gaan praat. Tot orde. Ek wou dit nie hoor nie. Die Gees het dit 2 keer gesê. En ek het hier 4 Cokes, enige 4. Wat ernstig is môre met die Here. Ek kan 'n Coke kom haal. Omdat jy sê, Here, start right here. Start right here. Op hierdie kolletjie kruisplek, hier, start right here. And start right now. Dan gaan Witbank se hart begin huppel. Dan gaan Witbank se hart begin huppel as ons anders bid. Volle vrymoedigheid. Spasies vir Jesus om te werk. But Lord, start right here. Start right here. Start now. Hemelse Vader, laat U ryk in ons kom, sodat dit deur ons kan kom, in Witbank, in Mpumalanga, in Suid-Afrika, tot aan die uiterstes van die aarde. Vul ons met volle vrymoedigheid om oor Jesus te getuig. Mag ons spasies maak, intentioneel, maar in en waardeur U kan werk. Tot U eer. En ons almal sê,